Okay, so vanaand, ons was die laaste paar weke, was ons op 'n reis gewees en ons het oor ons reis gepraat in die lewe. En vanaand kom ons tot die einde van daai reeks. En die laaste paar weke het ons gepraat oor ons wedloop. Ons het gepraat oor, verstaan jy wie God is? En verlede week het ons vasgevat daar op onthou jy die vrou van Lot. En soos ons hierdie weke gegaan het, was daar net bietjie iets wat ons uit die woord uit kon gekry het, wat ons meer laat verstaan hoe belangrik ons verhouding met God is. En soos ons in vandag ingaan om ek wil sê die series te land, kom ons op 'n baie belangrike gedeelte uit. En ons kom vandag by 'n vraag uit waar ons almal al in ons lewe was. En miskien ons self daai vraag gevra het. En dit is, hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom alweer ek? Wanneer kry ek 'n breek? Want die waarheid is, ons verstaan nie altyd die lewe nie. Ons verstaan nie altyd hoekom sekere dinge met ons gebeur nie. Ons verstaan nie hoekom sommige mense gesond word en ander nie. Hoekom sommige mense voorspoed beleef en ander swaar kry nie. Hoekom sommige mense se gebede beantwoord word, soos hulle hoop, en ander nie. En dit is presies waar Salomo homself bevind in Prediker 9. Want soos julle gaan sien, is hierdie nie woorde van 'n jong man wat nog probeer lewe uitvind nie. Hierdie is woorde van 'n man wat meer wysheid gehad het as enige van ons ooit sal hê. 'n man wat rykdom gehad het. 'n man wat mag gehad het. Wysheid gehad het. Sukses gehad het. Alles gehad het wat sy hart begeer het. En hy het op sy ou dag tot op 'n eenvoudige gevolgtrekking gekom. Dat lewe nie gevind word in wat jy besit nie. En lewe word nie gevind in wat jy bereik nie. Maar lewe word gevind wanneer God die middelpunt van jou lewe is. En broer en suster, vanaand is dit vir ons 'n belangrike waarheid om dit te besef. Dit maak nie saak wat ons in hierdie wêreld bereik nie. Dat niks so belangrik is soos ons harte en ons verhouding met God nie. En so dit hoekom ons die laaste paar weke ook gegaan het oor, verstaan jy wie God is? En as jy dit gemis het, wil ek graag jou encourage om op die YouTube video net te gaan kyk. Maar soos ons in Prediker 9 aangaan, begin ons by Prediker 9 vers 1. En dan gaan net eers saam ons lees tot by vers 10. Want dit het ek alles ter harte geneem. En dit het ek alles probeer deurgrond. Dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is. Liefde sowel as haat. Die mens weet niks van wat hom voorlê nie. Alles is gelyk vir almal. Een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose. Vir die goeie en die reine en die onreine. En vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie. Die goeie ewe goed as die sondaar. Vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir 'n eed. Dit is 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref. En ook die hart van die mensekinders vol boosheid is, en dat dwaasheid in hulle harte gedurende hulle lewe is. En daarna gaan dit na die dooies toe. Want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop. Want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat
ook hulle nywer het lankal verdwyn en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. Laat jou klere altyd wit wees en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat hy jou gegee het onder die son. Al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy moeite verrig onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waarheen jy gaan nie. Wat 'n kragtige deel van Salomo is hierdie nie. En dit is belangrik om vir ons te verstaan dat hierdie gedeelte is toe Salomo deur alles in sy lewe alreeds gegaan het. En vers 1 gaan en dit sê, want dit het ek alles ter harte geneem en alles deurgrond. En ons moet verstaan wat daai woord beteken, deurgrond. Beteken om iets diep te ondersoek totdat jy die kern daarvan probeer verstaan. So Salomo sê vir ons, hy sê ek het die lewe ondersoek. Ek het mense ondersoek. Ek het sukses ondersoek. Ek het wysheid ondersoek. Ek het plesier ondersoek. Ek het die wêreld ondersoek. En nadat hy alles deurgrond het, kom hy by 'n eenvoudige gevolgtrekking. Die regverdiges en die wyse en hulle werke is in die hand van God. Wat 'n ongelooflike waarheid is dit vir ons, broers en susters, om hierdie te lees en te verstaan. Hy kom nie tot by die gevolgtrekking dat hy alles verstaan nie. Hy kom tot die gevolgtrekking dat God in beheer is. God is in beheer van ons lewe, van ons omstandighede, van ons toekoms en alles wat in ons lewe aangaan is in sy hand. Dit is baie belangrik vir ons om te verstaan, hy sê liefde sowel as haat. Wat ook al met ons gaan gebeur, hy sê ons ken nie die toekoms nie. So wat ook al die dag van môre vir ons bring, weet ek en jy nie, broer en suster. Maar ons weet ook nie wat bring die volgende maand en wat bring die volgende jaar nie. En ons kan planne maak en ons kan voorberei en ons kan droom, maar uiteindelik weet net God wat voorlê. En wat hierdie waarheid vir ons moet bring is nie vrees nie, broers en susters. Dit moet vir ons vrede bring binne ons. Want die een wat môre ken, is dieselfde God wat vandag by jou en my is. So ons moet onsself vra, hoeveel van ons het al planne gemaak wat heeltemal anders uitgewerk het? Hoeveel van ons het al gedink ons weet presies hoe die volgende jaar gaan lyk en dan lyk dit heeltemal die teenoorgestelde? En hoeveel van ons het al gebid vir iets en wat ons toe gekry het heeltemal anders te gelyk? So Salomo kom en hy sê vir ons weet nie wat voor lê nie. En eerlikwaar, broers en susters, is dit dalk die ding waarmee ons die meeste sukkel. Is nie vandag nie, maar dis môre. Want ons lê in ons bed en ons bekommer onsself al reeds oor môre. En wat kom? Maar is nog nie eers daar nie. En dit herinner ons aan Filippense 4 vers 6 tot 7 wat sê, moet oor niks besorg wees nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En so ons hoor hierdie. En ons dink heel waarskynlik, maar Paulus moet hierdie uit die gemak van sy bed geskryf het. Broers en susters, Paulus was in die tronk gewees.
Hy het ook nie geweet wat môre bring nie. Maar tog sê hy, moenie angstig wees nie. Nie omdat alles perfek gaan uitwerk nie, maar omdat God alreeds besig is om te werk aan môre. En omdat God alreeds weet wat gebeur in die dag van môre met my en jou broers en susters. En ons hoef nie bekommerd te wees wanneer ons die een ken wat môre in sy hand hou nie. Broers en susters, ons moet verstaan. Ons moet verstaan dat as ons verhouding het met God en ons het die salwing van die Heilige Gees binne ons, dat ons hier vandag moet worry oor môre en volgende week en volgende maand nie, maar dat ons moet vertrou op God almagtig, wat alreeds weet wat vir jou planne vir my en jou is. En ons moet in dit loop. En dit is so belangrik vir ons om te weet. En dit is eintlik so goed om te hoor, dat ons nie hoef te weet hoe môre gaan lyk nie. Want jou lewe, broer en suster, is in die hand van God. Is in die hand van God. En as ons verder gaan op vers 2 toe en sê, alles is gelyk vir almal. En ons hou vas aan hierdie vers, want ons kyk na vers 2 en ons dink net aan die dood. Maar dit is nie primêr net oor die dood nie, broers en susters. Ja, dit is die waarheid. Dat dit vir ons almal dieselfde gaan eindig hier op aarde. Ons almal moet doodgaan. Maar hierdie vers bring vir ons baie klarigheid in ons lewe. Want dit is nie 'n vers oor die feit dat God ons nie liefhet nie. Hierdie vers bring ook vir ons duidelikheid dat ons nie ons verhouding met God kan meet aan ons omstandighede nie. Of aan die guns in ons lewe nie. Of aan die liefde wat ons voel nie. Kyk vir 'n oomblik hoe doelbewus Salomo hierdie groepe vergelyk. Hy sê die regverdige en die goddelose. Die goeie en die slegte. Die reine en die onreine. Die een wat offer en die een wat nie offer nie. Die goeie en die sondaar. Die een wat sweer en die een wat bang is om te sweer. Wat Salomo besig is om hier te doen, is hy wil vir ons 'n gevaarlike leuen afbreek. Die leuen van as ek God dien, moet alles net goed gaan. En die ander leuen van as iets nie goed gaan nie, dan moet God kwaad wees vir my. Dis nie so nie. Want Salomo sê vir ons hier, dat goed en sleg gebeur met almal. Die regverdige kry ook kanker. Die regverdige verloor ook geliefdes. Die regverdige kry ook teleurstelling in hulle lewe. En die regverdige gaan ook deur finansiële druk. Maar dit beteken nie dat God ons vergeet het nie. As ons dink aan die storie in die Bybel, die paar stories, Josef, wat as 'n slaaf verkoop word. Job wat opeindig om alles te verloor. Daniel wat in die leeukuil beland. Paul die apostel wat in die tronk beland. En as ons net kyk na hulle bloot eenvoudige omstandighede, dan sou ons gedink het dat God hulle verlaat het. Maar die teenoorgestelde was waar hierso. God was juis saam met hulle gewees. En so die vraag is nie, gaan ons storms hê nie. Broer en suster, die vraag is, wie hou jou vas tydens jou storm? Want die waarheid is dat ons gaan storms hê, maar as ons glo en ons vertrou aan die God wat môre vashou en vandag vashou, gaan ons deur hierdie storms kom en ons gaan met vrede daardeur kan gaan en ons gaan in die tronk en in die gevangenis gaan sit en mense probeer encourage. En ons gaan boeke skryf. En ons gaan stories vertel. En ons gaan ons getuienisse deel met hierdie wêreld. Terwyl ons deur hierdie gaan. En ons kom op 'n punt in ons lewe wat ons soveel vashou. En ons sê ek het nie genoeg tyd nie. Ons almal was al daar. Ek het nie genoeg tyd nie.
Ek het nie genoeg finansies nie. Ek het te veel druk van my baas af. Of die werk is dalk bietjie te moeilik, besigheid is stil. Of my vrou wil nie vir my luister nie. Die kinders skree die hele tyd. En dag na dag begin ons al hierdie goed as verskonings gebruik. En ons kry angstigheid binne ons. En ons begin amper 'n vorm van depressie vorm binne ons. En ons vra onsself die hele tyd, Vader, maar waar is jy? En vir 'n oomblik moet ons besef, met Salomo wat hierdie geskryf het, hy het deur alles in sy lewe gegaan. Hy het baie rykdom gehad, baie wysheid gehad, baie vrouens gehad. En tog het hy op hierdie punt uitgekom. Wat hy vir my en jou wil sê, die belangrikste ding is vir ons om te besef dat God jou lewe in sy hand het. En as ons vir 'n oomblik dit net regtig ter harte kan neem, broer en susters, wat dit vir ons beteken dat God jou lewe in sy hand het. Wat beteken dit regtig vir jou? Hoeveel keer in 'n dag dink jy daaraan? Wanneer jy begin jou beplanning vir die maand uiteensit, dink jy daaraan? Wanneer jy begin sien die maand raak lank, daar is nie meer geld in die bankrekening nie. Hoeveel keer dink jy daaraan dat God jou lewe in sy hand het? Hoeveel keer vertrou jy dat God jou gaan deurdra? Dat God jou gaan genees? Dat God jou gaan gebruik? Ons kom op hierdie punt in die lewe, waar ons so besig is met die lewe, en met die dinge van hierdie wêreld, dat ons verhouding met God nalat. En hoekom dit so belangrik is vir ons weer net om te verstaan, dat Salomo nie hierdie skryf, voor hy begin die lewe ontdek nie, is na alles. Hy gaan aan na vers 3 en toe om te sê, dit is 'n verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son. In Engels sê, an evil thing. En hy praat van wat alles onder die son gebeur. Beteken alles van wat hier op die aarde gebeur, broer en susters. En hoekom gebeur dit? Omdat dit 'n gebroke wêreld is. En meer as dit, is omdat dit 'n gebroke mensdom is. Want die menslike hart, broer en suster, is aangetast deur sonde. En ons sien dit oralste in ons lewens. Die geweld, die haat, die korrupsie, die trots, die selfsug. Die mens is nie meer soos God hom oorspronklik geskape het nie. Want sonde het in die wêreld ingekom. En dit is wat Salomo probeer sê. Hy sê, vir hom voel dit amper onregverdig. Dat ewen die een, wat dag in en dag uit, sy knieë afbid, gaan ook teëstand kry in hierdie wêreld. So dit is partykeer 'n moeilike waarheid om te verstaan. En deur hierdie moet ons besef, dat dit nie deur ons werke is nie. Salomo eindig nie by daai gedeelte nie. Hy sê 'n baie belangrike woord, hy sê maar vir hom, wat by al die lewendes aangesluit is daar hoop. So Salomo praat nie oor die dood om ons bang te maak nie. Hy praat oor die dood om ons wakker te maak, broer en suster. Want solank daar lewe is daar hoop.
Solank jy asem het in die oggende, is daar hoop. Solank God jou wakker maak in daai volgende oggend, dan kan hy jou herstel. Dan kan hy in jou werk. Dan kan hy jou verander. En dan kan hy jou gebruik. En dan kan God nog red. Solank daar lewe is. En dan kom Salomo en hy gebruik sulke interessante segging om te sê 'n lewende hond is beter as 'n dooie leeu. En in daardie tyd was 'n hond veragtelik geweest. Hy's nie soos hierdie klein R20,000 hondjies wat ons nou in ons handsakke dra nie. 'n Hond was veragtelik geweest. En 'n leeu was sterk en indrukwekkend geweest. Maar Salomo sê in daai oomblik sê hy, ek sal eerder 'n lewende hond wees, broer en suster, as 'n dooie leeu. Hierdie moet vir ons ietsie sê. En ek wonder of die party in hierdie kamer is wat dalk 'n leeu is. Maar so blindelings deur die wêreld gaan en vasgevang te wees in die wêreldse dinge. Hoeveel is daar in hierdie wêreld wat rondloop dag en nag deur? Wat streef na daai volgende ding toe? Maar ons moet besef wanneer ons opstaan in die oggende en daar asem hier in ons longe gegee word deur God, dat hy nog 'n plan het met jou. Broer en suster, ons kan nie net deur hierdie lewe gaan en dit oortik elke dag van ons lewe nie. En sonder purpose en sonder doel deurgaan nie. En elke dag 'n verskoning het van ek is te besig. Of elke dag 'n verskoning het dat ek nie geld het nie. Of elke dag die broer langs my blameer vir my lewe nie. Broer en susters, jy het elke dag in jou lewe wat jy opstaan, het jy geleentheid en het jy asem en het jy lewe binne jou. Want God sê dat daar waar jy laat wakker word is daar lewe. En dat dit beter is vir ons om lewe te hê as vir ons om 6 voet onder te lê, want dan kan ons niks meer in hierdie wêreld doen nie. En ons moet na dit kyk. En moet ons self vir die vraag vra: wat doen ons met daai lewe? Met daai gawe wat ek en jy elke dag van ons lewe kry? Wat doen ons met daai gawe wat ons noem lewe, broer en suster? Want die feit is, wat ons moet besef, ons weet nie hoe lank ons het nie. En ek dink partykeer mis ons die gawe van nog 'n dag. Ons mis die gawe van broers en susters wat rondom ons sit, wat liefde nodig het, wat teenwoordigheid nodig het, wat hulp nodig het. Broer en suster, die lewe is 'n gawe wat ons nie moet verbykyk nie. So ek wil jouself vra vandag, as jy 'n week oor gehad het, vra jouself daai vraag in jou hart nou, wat as jy nog net 1 week oor gehad het? Sou jy dalk anders begin bid? Sou jy dalk anders begin lief hê? Sou jy dalk anders begin vergewe? Sou jy dalk anders te begin werk? Sou jy dalk anders tyd saam met jou gesin begin spandeer het? Die dood is nie Salomo se fokus hierso nie. Wat hy vir ons sê is die dooies kan nie terugkom om 'n lewe te verander nie. Hulle aardse geleentheid is verby. Maar ons wat hierso sit vanaand, het geleentheid. Ons wat hierso sit vanaand, broers en susters, het lewe binne ons. Ons wat sit hier vanaand het kan 'n keuse maak om nog nader aan God te trek, om nader in sy voete te kom, en meer in sy teenwoordigheid te kom, sodat die dag wanneer ons voor hom staan in sy teenwoordigheid, dan kan ons weer die wêreld en die lewe wat ons gelewe het tydens die wêreldse tyd, het ons glorie aan hom gegee. En ons het alles wat binne ons was vir hom gegee. En ons het geweet daar kom 'n dag wat ons voor hom moet staan.
En dan kan ons nie sê, maar Here, ek het nie tyd gehad nie. Here, ek het nie finansies gehad nie. Broer en suster, het God al ooit vir jou gevra dat hy meer van jou geld soek? Het God jou al ooit gevra om ietsie te doen wat teenstrydig is teen sy woord? Het God al ooit vir die invitation gesê, gaan hardloop eers 1000 kilometer voor jy kan inkom? Het hy gesê, gaan verander eers alles wat jy ooit gedoen het, gaan sê jammer vir almal wie jy te nagekom het voor jy na my toe kom? Het hy dit gedoen? Of het hy deur sy vrye wil vir jou lewe gegee, broer en suster? Het God wat sy enigste seun aarde toe gestuur het, nie genoeg vir jou bewys hoe belangrik verhouding vir hom is nie? Dat hy sy enigste seun vir jou gestuur het. Dat daai bloed gestort word vir my en jou. En ons manier van dankie sê is, Here, nie vandag nie. Dalk môre. Dalk eers as ek daai volgende kar kon gekoop het. Of die groter huis kon gekry het wat dalk 'n swembad in het. Ons kom op hierdie punt en hierdie reis in ons lewe. En ons almal het dit wat hier sit vanaand, glo ek was al op 'n punt soos dit. Ek was al op 'n punt van dit. Wat deurgaan en jaag na daai volgende ding toe. En partykeer mis ons hoe belangrik daai teenwoordigheid van God in ons harte is. So Salomo sê nie hierdie vir ons om bitter te word, of om bang te word, of om op te gee nie, broer en susters. Hy sê hierdie vir ons dat ons besef, dat God het jou lewe reg binne sy hande, en dat jou naam gegraveer is op sy palm, en dat hy elke haar op jou kop ken, en dat hy die plan met jou lewe ken, en dat hy 'n goeie plan met jou lewe het, broer en suster. Maar hy wil hê dat daar verhouding begin kom. En alles wat ons het, alles wat ons in hierdie lewe het, kom uit die hand van God uit. Die brood op jou tafel, die werk wat jy het, die mense rondom jou, die lewe wat jy leef, is gawes uit die hand van God uit. En so nou nadat Salomo rykdom probeer het, nadat hy plesier probeer het, nadat hy wysheid probeer het, nadat hy alles probeer het wat hy moontlik kon probeer het, kom hy terug na dieselfde antwoord toe. Hy sê, gaan heen, eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. So broer en suster, dalk vir 'n oomblik moet ons ophou die volgende salaris najaag. Die volgende huis en die volgende bevordering en die volgende geleentheid najaag. En dalk moet ons besef dat ewen in die klein goeders, dat dit 'n gawe van ons God is wat dit vir jou gegee het. Dat ons kan deur dit in voluit begin lewe en begin dankbaar wees vir die klein goed wat hy vir jou gegee het. Die dankbaarheid dat 'n broer vir jou 'n boodskap stuur om te hoor hoe dit gaan. Die dankbaarheid dat jy 'n skoonma of 'n skoonpa of 'n ma en 'n pa het wat vir jou bid. 'n Broer en 'n suster het wat vir jou bid. Dalk moet ons begin meer dankbaarheid kry in die klein goed. Begin meer content wees, soos hulle in Engels sal sê. Begin terugkom na die fondasie toe van wat belangrik is vir ons. Wat belangrik is vir God. Want dit is nooit oor meer geld, of meer sukses, of meer invloed,
of meer plesier nie. God sê, of Salomo sê, geniet jou brood met vreugde. En dan ek dink aan hierdie en dan sê ek soos, hoeveel keer bid ons vir ons kos en dan begin ons uit dieselfde rympie oor sê. Maar as ons begin besef dat elke dag genade van bo af is en 'n gawe van bo af is en dat ons elke dag so begin hanteer dat die oggend wanneer ons opstaan sê ons Here, dankie dat U nog 'n plan het met my vandag. Here, dankie vir hierdie bordkos wat voor my is, dat dit gawe van U af is. Dat daar 'n tyd was wat ek honger gaan slaap het, maar vandag kan ek brood op die tafel hê. Here, dankie dat ek kan ry na 'n werksplek toe vanoggend, daarso waar daar 70% unemployment is. Here, dankie dat ek familie het wat lief is vir my. Here, dankie dat ek broers en susters in die kerk het wat omgee vir my. Hoeveel keer is ons besig om die klein goed te mis? Want ons het in 'n wêreld begin kom wat ons net hierdie groot goed moet sien. Een verhouding is nie meer genoeg nie, ek het 100 verhoudings nodig. Een brood is nie meer goed genoeg nie, ek soek nou 'n halwe lam elke keer as ek eet. En ons gooi borde kos weg omdat ons die genade daar binne mis. En ons begin verhoudings verloor. En ons begin tyd saam ons mans en ons vrouens verloor en tyd saam ons kinders verloor omdat ons besig is om daai volgende ding toe. Ons jaag daai volgende ding. So Salomo sê vir ons, wees dankbaar. Sien God se genade. Leef met vreugde binne jou broer en suster. En dan sê hy so mooi, laat jou klere altyd wit wees. En laat olie op jou hoof nie ontbreek nie. En vir Salomo daardie tyd was dit 'n beeld van vreugde. Dit was 'n beeld van feesvieringe en van seën. Maar vandag as Christene kan ons dit ook sien en ons kan meer daarin sien. Want die wit klere herinner ons aan die geregtigheid wat ons deur Christus ontvang het. En ons kan sien met die olie herinner ons aan die salwing van die Heilige Gees wat binne ons is. En wat ons kry wanneer die Heilige Gees begin werk. En wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom. En hy sê, en Salomo sê, en hy herinner ons, elke dag van ons lewe moet ons so lyk, broer en suster. Maar hoeveel keer Christene, ek wil vir julle sê, ons kan nie meer deur hierdie lewe gaan. Die lewe is te moeilik. Dit is te swaar. Ons het lewe gevind in Christus. En ek wonder wanneer mense en vreemdelinge langs ons in die pad loop of hulle kan sien dat jy lewe in Christus gevind het. Ek wonder of hulle die olie op jou hoof kan sien skyn. Of hulle die glimlag kan sien. Of hulle ooit uit jou mond uit hoor. Here, dankie vir nog 'n dag. Broer en suster, kan ons dalk vir 'n oomblik terugkom na die hart van God toe. Ek dink ons het miskien in 'n wêreld in verander wat nooit, ek kan nie sê nooit sy plan was nie. Maar ek dink as mens het ons begin in ons eie krag operate. Ons begin robots bou omdat ons nie meer langs mekaar kan sit en met mekaar praat nie. Ons begin met 'n ding praat wat nie eers menslike emosies het nie. Wanneer daai kinders van jou letterlik langs jou elke aand sit. Wanneer daai man en vrou van jou letterlik langs jou sit in die aande. Wanneer jou ma en jou pa, jou broer en jou suster, jou oom en jou tannie oor kan die pad bly. Mis ons die genade van nog 'n dag. En broer en suster, ek eindig met hierdie gedeelte vandag in ons series, want ek dink dit is belangrik vir ons om net bietjie weer te besef hoeveel vreugde daar eintlik in ons lewe moet wees. Ek wil by daai vers 9 kom wat so vir my so mooi is. En ek gaan net julle weer herinner, Salomo wat alles probeer het.
honderde vrouens en byvrouens gehad het. Die man wat elke aardse begeerte kon vervul en hy kom terug na God se oorspronklike ontwerp. Hy sê nie soek meer nie. Hy sê nie kry meer nie. Hy sê nie jaag meer nie. Hy sê, geniet die vrou wat jy liefhet. Broer en suster, waardeer die mense in jou lewe wat God jou gegee het. Waardeer jou huwelik, jou kinders, jou familie en die seëninge wat jy al reeds ontvang het in Jesus Christus. In 'n wêreld wat sê en wat ons herinner, soek meer, jaag meer, jy kort meer, kom Salomo en hy sê, waardeer die ding wat God jou gegee het. Waardeer die lewe. Kry vreugde binne jou hart as jy opstaan in die oggende en opstaan en besef, jou oë gaan oop. Besef daar's lewe. Daar's lewe. En moenie laat ons deur hierdie wêreld gaan en deur hierdie lewe gaan om geleenthede te mis. Dat daai mense wat in die donkerte loop en nog nie daai lewe ontvang het nie. Broer en suster, moenie daai geleentheid mis om die goeie nuus met hulle te begin deel, omdat jy so besig is in jou eie lewe, so vasgevang is in jou eie dinge nie. Nee, broer en suster, ons is hier om disippels te maak op aarde. Ons is elkeen geroep om 'n disipel te wees van Jesus Christus. En ons word herinner deur die woord, dat ons elke liewe dag meer na hom moet wees, meer na hom moet uitreik. Ons moet lyk soos Jesus gelyk het. Dit is hoe ons moet lyk. Broer en suster, kan ons bietjie net meer vrolik wees van ons opstaan in die oggende? Kan ons by die werksplek uitkom en sê, broer, ek is so gelukkig om jou te sien vanoggend. Dankie. Maar dit is 'n ernstige saak. Want ek dink regtig ons as mense het begin verhouding verloor met mekaar. Regtig. En ek wonder wat met ons lewe kan gebeur. Wanneer ons die vrou geniet wat ons liefhet. Die man geniet wat ons liefhet. Die kinders geniet wat ons liefhet. Ek wonder hoeveel vreugde en dankbaarheid in ons harte dan sal hê. Miskien vir 'n oomblik sal ons ophou om daai volgende ding na te jaag. En meer te wil hê. Miskien vir 'n oomblik sal ons terugkom om te besef dat God ons al reeds alles gegee het wat ons nodig het. En hy sluit af op vers 10. Hy sê alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Met ander woorde, broer en suster, jy ontvang lewe elke liewe oggend. So lewe met mag, broer en suster, lewe met volheid, gee jou beste, gee met oorgawe, dien met passie binne jou, leef met doel en moenie tyd mors nie. Moenie lewe mors nie. Moenie wag vir daai perfekte oomblik nie. Moenie jou lewe uitstel vir een dag nie. Leef vandag. Dien vandag. Lief vandag. Vergewe vandag. Getuig vandag. Want weet dat vandag is die dag wat God jou gegee het. En ons weet nie wat môre bring nie, broer en suster. Maar ons weet wie môre in sy hand hou. En so, ek wonder ons wat vanaand hier so sit, voor ons hier ingekom het vanaand, hoeveel van ons gewag het vir een dag? En hoeveel van ons wag vir ons finansies om beter te lyk? En hoeveel van ons wag dat die druk minder is? Of wag dat die kinders uit die huis uit is? Ons wag dat die besigheid meer stabiel is? Of eendag wanneer ons meer gesondheid het? Maar Salomo herinner ons
Hy sê die lewe is nie iets wat eendag begin nie. Die lewe begin nou. Die lewe begin vandag. Hierdie oomblik. Hierdie asemhaling wat jy doen is lewe. So wat doen jy met daai lewe, broer en suster? Wat doen jy met daai lewe wat jy elke liewe dag van jou lewe kry? Salomo herinner ons ook. Ons sal nooit genoeg geld hê nie. Ons sal nooit genoeg sukses hê nie. Ons sal nooit genoeg invloed hê nie. En ons sal nooit genoeg plesier hê nie. En ek wil ons terugvat na 'n preek wat ons 2 weke terug gehad het. En Salomo wat op hierdie tog was in lewe. En Jesus kom antwoord dit vir ons in Johannes 17 vers 3. En hy sê, Vader, hy sê, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Broer en suster, Salomo het jarelang gevra, en eeue later het Jesus dit kom beantwoord vir hom. Hy sê, ewige lewe, broer en suster, is om U te ken. Is om die Vader in die hemel te ken, broer en suster. En ek wil vir jou sê, dat die lewe begin nie môre nie. Lewe begin nie volgende week nie, of volgende jaar nie, broer en suster. Lewe begin vandag. Lewe begin in hierdie asemhaling van ons vandag. So hou op na meer soek. Hou op die volgende salaris najag, broer en suster. En vind vreugde in die klein goeders. Vind vreugde in daai brood wat jy gaan eet vanaand. Of môreoggend. Vind vreugde in die verhoudings wat jy al reeds het. Vind vreugde in die lewe wat God jou gee. En vir 'n oomblik moet ons net ophou najag. Ophou najag na die volgende ding toe. En vra vir jouself, wat beteken jou lewe vir jou? Want ek kan vir jou sê wat jou lewe vir God beteken. Maar partykeer is dit belangrik vir jou om jouself daai vraag te vra, is wat beteken my lewe vir my? Vind jy in jou lewe werklik die antwoord van wat God sê wie jy is? Elke dag soos ons deur hierdie lewe gaan, is daar oomblikke wat jy sulke vreugde binne jou hart ontdek wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie? Of is jy konstant in hierdie gedruktheid? En hierdie donker gedagtes? En hierdie wonder wanneer hierdie laste gaan eindig in my lewe? En miskien het van ons al gevoelens gehad om net nie meer hier te wees nie. Want die lewe raak swaar. En die lewe raak moeilik. Maar ek wonder of ons perspektief en ons intentionaliteit sal begin verander, wanneer ons in hierdie oomblik kan besef wat dit beteken om lewe te hê. Broer en suster, soos ons hierdie reeks eindig, wil ek aan jou submit. Begin lewe in volheid. Begin vreugde kry in elke oomblik van jou lewe. Begin die goed soek in die verhoudings rondom jou. Begin die goed soek in jou werksplek en in jou besigheid. Broer en suster, begin die goed soek in hierdie donker wêreld. Want daar's 'n need, broer en suster, vir my en jou om te begin opstaan en te sê dankie Here vir nog 'n dag. En ons moet begin lewe en ons moet begin in volheid lewe. En die woord sê vir ons, alles wat jou hande aanvat, doen dit met jou mag. Dit beteken, moenie meer halfhartig wees in wat jy doen nie, broer en suster. Begin dit met jou volheid doen. Begin dit met die volheid van God in jou lewe te doen, met sy teenwoordigheid in jou hart. Begin in volheid lewe.
Begin in purpose lewe. Begin lewe dat daar 'n lewendige God is wat na jou en my kyk. Wat die Heilige Gees binne jou geplant het. Begin lewe dat daar Jesus wat God se enigste seun was, afgekom het om in die kruis te sterf vir my en jou. Begin lewe dat daar waarde is aan daai bloed wat gestort is oor jou en my broer en susters. Begin lewe elke dag van jou lewe. Elke asemhaling, begin lewe. Begin lewe, broer en suster. Begin lewe in volheid, sodat jy die vreugde van God kan ervaar in jou lewe. En begin dankie sê vir daai klein goeder. Dankie, al is dit net een sny brood, sê dankie vir dit, want daar gaan meer kom. Want wanneer jy dankbaarheid begin kry wat God in jou hart geplant het, gaan jy begin besef wat hy vir jou nog het, en wat hy nog vir jou in store het. Maar jy kan nie begin beplan vir 'n jaar van nou af, as jy nog nie vandag eers in volheid kan loop nie. So ek wil sê, broer en suster, vir 'n oomblik, raak stil in jou lewe. En vergeet dalk alles waaraan jy gewoond was. En leer dalk vir 'n oomblik die slegte gewoontes af. En los dalk vir 'n oomblik die dinge van die wêreld. En begin jou oë gefestig hou op jou verlosser. Begin jou oë gefestig hou op die een wat die hemele en die aarde geskaap het. En wat elke liewe dag asem in jou longe sit om op te staan. Broer en suster, ons gaan deur hierdie lewe wat ons soveel het om te doen. Soveel geleentheid het, soveel gawes het, en ons tik net oor. En ons lewe nie in ons volheid nie. En ons is die hele tyd frustreerd met iemand. En ons praat die hele tyd agter iemand se rug. Hoekom? Besef ons wie ons is in God. Besef jy dat die Heilige Gees wat hier binne jou is, die teenwoordigheid van God is. So besef jy dat elke stap en elke keuse wat jy maak, in sy teenwoordigheid gemaak word. En ek wonder, partykeer hoe hartseer God is, as hy kyk na 'n mensdom wat hy geskaap het, om in hulle volheid te begin lewe. Broer en suster, hoeveel is binne jou? Hoeveel krag, hoeveel mag is binne jou, as jy net bereid is om oor te gee? Net bereid te wees, om te sê, ek gaan dalk 'n bietjie ekstra 10 minute vandag spandeer vir die Here. Dalk jou alarm 10 minute vroeër stel in die oggende. Dalk minder Netflix kyk in die aande. En dalk begin intentioneel raak oor ons verhouding met God. Want Salomo herinner ons, broer en suster, jy kan aangaan met jou lewe. En jy kan aanhou gaan soek na alles waarna hy gesoek het. Maar jy gaan op dieselfde antwoord kom. As jy nie God se teenwoordigheid in jou lewe het nie. En as jy nie elke dag van jou lewe neerlê vir God nie, dan gaan niks vir jou vreugde bring in jou hart nie. En jy gaan altyd op soek wees na meer. Broer en suster, soos ons in die laaste liedjie ingaan, wil ek net hê, maak julle harte oop. Vra vir God om vir julle te wys waaraan julle vashou. Die rede hoekom julle nie in volheid kan loop elke dag nie. Die ding wat besig is om jou terug te hou in jou lewe. Want wat ek hier sien, is klomp disippels. Wat ek hier sien is mense wat al gehoor het. Mense wat verstaan wat die Heilige Gees het binne hulle. Die hartseer ding is, as jy hier uitstap, partykeer vergeet jy dit. Onthou die lewe wat God vir jou gee. Die prys wat betaal is vir my en jou. En so ek wil vir 'n oomblik, is my hart vir elkeen van julle, dat julle regtig net sal besef die liefde en die genade wat daar oor ons lewe is. So kan ons vir onsself 'n geleentheid gee. My vrou sê dit altyd. Gee net vir jouself 'n geleentheid. Allow God om in jou lewe te werk vir 'n oomblik.
Gee oor aan hom. Gee meer vir hom. In tyd, in teenwoordigheid, intentionele tyd, en begin kyk wat met jou lewe gebeur. En dan moet ons begin kom om die vreugde te kry, in net die klein goedjies. Net die klein goedjies. Ek het myself al baie keer gevra, hoekom, Desiree, is jy besig om daai volgende ding na te jaag? Want is hierdie vlees van my, wat dit soek. En ek moet vir myself begin sê, die to yourself, Desiree. Die to yourself and let the spirit lead, and not the flesh. En so as ons vir 'n oomblik kan begin besef, laat die gees jou lei, en hou op toe gee aan die vlees.